Ons Here Jesus roep elkeen van ons op tot 'n lewe van liefde en integriteit. Hebreërs hoofstuk 13 begin waar ware geloof altyd uitmond, by liefde. Na al die teologiese skatte van die brief, kom die skrywer tot die hoogtepunt, die kern, 'n lewe wat deur liefde gekenmerk word. Broederliefde, die woord wat hy hier spesifiek gebruik is Philadelphia. Dit is nie bloot 'n gevoel nie, maar 'n houding, 'n leefwyse. Ons sien dit in die vroeë kerk, in die heel eerste Christengemeente in Handelinge 4, waar gelowiges alles met mekaar gedeel het, mekaar gedra het en gasvry was, selfs teenoor vreemdelinge. Hiertoe roep die Hebreërskrywer sy eerste lesers en vir ons ook op. Liefde vir mekaar is die kenmerk of kenteken van 'n ware gelowige. Dit behoort jou en my embleem en ons lese te wees. Jesus self het gesê, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Johannes 13 vers 35. In die Nuwe Testament vir kinders, 'n parafrase deur Stefan Joubert, klink hierdie woorde van Jesus so: Ek wil hê julle moet baie vir mekaar omgee. Ek het julle baie lief. Julle moet mekaar ook so lief hê. As mense sien hoe baie julle vir mekaar omgee, moet hulle sê, kyk, daardie mense is Christene. Die Hebreërskrywer maak dit duidelik. Hierdie liefde is prakties. Gasvryheid teenoor vreemdelinge, deernis met gevangenes, eer en getrouheid in die huwelik en tevredenheid met dit wat jy het. Dit laat my ook sommer dink aan Jesus se woorde in Matteus 25 van vers 35 af. Ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg, in die tronk en julle het my besoek. Dan wys die Hebreërskrywer ons weer in hoofstuk 13 vers 5 op God se belofte: Ek sal jou nooit verlaat nie. Dit gee ons rus in 'n wêreld wat geld en status verafgod. Tevredenheid vloei uit geloof in 'n getroue God. Wie weet dat God sorg, hoef nie te vrees of te vergelyk nie. Hy of sy kan vrylik gee en lief hê. Ons kan naaste liefde met vrymoedigheid doen en natuurlik uit gehoorsaamheid en liefde vir ons Verlosser. Dink vandag aan iemand in jou gemeente of omgewing wat daadwerklike liefde of gasvryheid nodig het. Wys vandag vir daardie persoon iets van Jesus se liefde. Jy kan self besluit hoe, met 'n boodskap, 'n besoek, dalk 'n ete of enige ander vorm van hulp. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u belofte dat u ons, u kinders, nooit sal verlaat nie. Dankie dat u vir ons sorg. Here Jesus, dankie dat u ons bevry het, ook tot gehoorsaamheid, tot naaste liefde, tot broederliefde, tot mededeelsaamheid. Help my ook vandag om doelbewus betrokke te wees by die mense vir wie u my oë oopmaak. Ja, help ons elkeen, Here, om ons lewe te leef met liefde en integriteit. Ek bid dit in u naam alleen. Amen.